ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 277. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Wat 'n moedboek is vir die tyd waarin ons lewe, omdat daar soveel verwerkings is van verskillende Hebreëse name, Yahuwah en Yahushua en Yahweh, en so kan jy aangaan en aangaan en aangaan. En dit is uiters belangrik. Dit is in 'n eenvoudige manier geskrywe vir 'n gewone godsdienstige protestant of 'n charismaat of selfs 'n katoliek, enige een wat Afrikaans kan lees, kan hom lees en verstaan waar kom die name vandaan. En dan sê natuurlik ook in Engels beskikbaar, What is your God's name? Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https:// jafashua.co.za, soos hier so bo, né? As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is uiters belangrik dat jy gaan na deel 1 voorbegin. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is. Stuur die kontak vir jou vriende en almal vir wie lief is. Dit is lewensveranderend. Skryfblok en pen in 'n 33 Bybel is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons wil U vanmôre al die eer gee, die lof, die prys en die aanbidding vir dit wat U vir ons doen. Vader, ek sê dankie ook hier waar die reën val en die grond nat is. Baie, baie, baie dankie. Ek wil ook bid daar waar dit nodig is by die plaasboere. Ek wil ook bid vir die plaasboere, ons Javiste mense in Namibië, Botswana en ander lande. Stuur U reën vir hulle ook, Vader, vir mens en dier. Maak so ook al ons damme vol in Suid-Afrika, Vader, dat ons water kan hê, sodat ons kan voortbestaan. Ek sê dankie, baie dankie, Vader, dat ons afhanklikheid van U af is deur Jafashua. Halleluja. Seën vanmôre se woord, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies, Vader, en geestelike ore om te hoor wat U vir ons sê. Maak U woord vir ons oop. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Volk van Jaffa sê halleluja, halleluja. Elke Jafis, ons sê halleluja. En so is ons almal deel van die bruid van Jafashua. Prys hom, prys hom. Baie welkom by Ontbytpunt Profanus. My gebed is dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Nou praat die woord vanmôre met ons in Spreuke 16 vers 18. Hy sê trotsheid kom voor die verbreeking en die hoogmoed kom voor die val. Nou die beste voorbeeld hiervan is om na Lucifer te kyk. Hy het sy stand of sy ooreenkoms met Jaffa verbreek in die hemel. En die hoogmoed het sy val veroorsaak. En daarom moet ons oppas. Die woord sê, pas op, jy wat dink dat jy staan, dat nie lank al geval het nie. Vernaam die ouens met die groot koppe. Hoogmoed. Daar's soveel ouens wat graag alles wil wees. En hulle probeer alles om dit te wees, maar hulle kry dit nie reg nie. Hoekom? Want Jafashua sê, Jaffa ons Vader sê, ek openbaar my aan wie ek wil. Vanmôre kom ons in nederigheid. Ons mag nooit in trotsheid kom nie. Ja, as Jafiste, kom ons elke môre in dankbaarheid. Nie in trotsheid nie. In dankbaarheid voor Jaffa vir hierdie groot bonatuurlike gawe wat hy ons geskenk het
naamlik die bonatuurlike geopenbaarde woord, sodat dit die fondasie geword het, waarop ons lewens gebou is, ons geestelike pad, ons verhouding met Jahwe en Jahweh. Halleluja, wat 'n voorreg. En ons mag nie in ons lewe hoogmoed huisves nie. As jy nou wil moeilikheid hê, maak vir jou 'n bietjie hoogmoed by mekaar. Dit het soveel ouens se val veroorsaak. As ek sê ouens, dan wil ek sê vrouens ook. Ek moet eintlik sê soveel mense se val veroorsaak. En natuurlik nie net Satan sinne nie, maar ook 'n derde van die engele, die hemelse engele wat onder sy bewind was. Nie net 200 nie. 'n derde van die engelse, van die hemelse engele. So trotsheid mag nie deel van ons as Jahwistes se mondering, geestelike mondering wees nie. Ons moet altyd teen dit waak. Ons is opgewonde oor wat gebeur. Ons staan vir die bonatuurlike waarheid. Ons maak geen kompromie met niemand nie. En ons gee nie om die Satan of enige een aan te vat nie. Of wat 'n NLR prediker nie. Of wat 'n titels hulle ook al het. Dit maak ons nie bang nie. Ons staan in die krag van die Ruach HaKodesh. Ons staan in die krag van die Ruach HaKodesh. Die trotsheid kom voor die verbreking. Die verbreking van dit wat hierdie trotse ouens al besig was om aan te bou. Vir hulle self by mekaar te maak. Hulle eie koninkrykies te bou. Jy kom maar gaan kyk daar ouens. Is altyd besig om vir hulle koninkrykies te bou. En dan versamel hulle vir ander mense om hulle wat behoeftig is. En wat hulle meeste van die tyd gebruik om hulle vuil werk te doen. En hoogmoed kom voor die val. Daarom mag ek en u nie in onsself roem nie. Ek kyk hoe hierdie bediening besig is om uit te bars oor die aarde. Dis iets wat menslik net nie moontlik is nie. Van een Bybel, van hom tuis se Bybel af. In 'n kwessie van 10 jaar, 12 jaar. En ek kyk waar gaan ons. Jy kan nie vir iemand dit verduidelik nie. Dis nie menslik nie. Dis bonatuurlik. Dis wanneer Jahwe ingryp in 'n saak. Wat hy niks vat en iets van dit maak. En weet jy wat, ons staan net en kyk hoe als om ons gebeur. En dis hoekom hierdie aanhoudende aanslag teen ons is. Aanslag. Aanhoudende aanslag. Ek is so dankbaar dat ons voete gefondeer is op die rots Jahweh, die volëinder van ons geloof. Hierdie bediening is op nie een mens gebou nie. Hierdie bediening is op Jahweh gebou. 2000 jaar gelede. Katholieke het alles in hulle vermoë probeer van 34 na Jahweh tot 1530 na Jahweh om dit alles te vernietig. Toe kom skep hulle nog in die begin van die 16de eeu die letter hier om die naam Jesus te skep. Ai. So hulle het alles probeer om die mense se aandag weg te vat van Jahwe en Jahweh in die Ruach. Maar Jahwe wek altyd iemand op. Iwerste. Wek hy 'n man of 'n vrou op om sy koninkrykswerk vooruit te vat. Gaan dink net hoe die evangelie by die heidene uitgekom. Ja, Petrus en die ander ouens het gepreek, maar wie's die man wat dit gevat het? Was Paulus, Saulus.
Hy wie die koninkrykswerk van Jahshua vervolg het. Hy het bygestaan toe hulle Stefanus met klippe doodgegooi het. Hy het bygestaan. Hy word die grootste evangelis. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Dan, nadat die manuskripte en alles deur die Katolieke verwoes is en elke moontlike stukkie inligting weggeneem is, verbrand is, die mense doodgemaak is in die donker eeue oor die name, dan gaan kyk net hoeveel Waldeers is doodgemaak. Waldeers oor die Byzantynse teks, die 2de eeuse Byzantynse teks. Jy kan dit vir iemand verduidelik nie. En so het mense hulle lewens gegee. Dan kom Jaffa daarso in die 14de eeu met die Ja en die Sacred Name mense, die Ja movement, die Sacred Name. Hulle het bestaan voor dit. 13de eeu, 12de eeu het hulle al bestaan. Die evangelie het gekom. Al die tyd was daar mense wat ondergronds gegaan het met die name. En dan die Joseph Briand Rotterdam in 1860. En hy bring die bonatuurlike openbare name. Die antieke Hebreëse waarheid bring hy tevoorskyn. Het is nie omdat ons Hebreëse mense wil wees nie. Ek hoor hulle sê, ons wil Hebreërs wees. Ons is nie Hebreërs nie. Ons is Afrikaans. Maar die name, die oorspronklike name, was in die antieke Hebreërs gewees, nie in Grieks nie. Grieks het eers 200 jaar later, 200 jaar na Jahshua, wel, tussen 100 en 127, kom ons werk op 127 jaar, na Jahshua, wanneer die 4 evangelies vertaal word, dan word dit in Grieks vertaal. Hoe was dit eerste gewees? Dit was in Hebreërs, dit was nie eens in Arameers nie. Dan kom hulle vandag met alle nuwe opgrawings en Dead Sea Scrolls en is die scrolls en is daai scrolls en ek het ook scrolls, dis op die wering van my huis se kamervensters, scrolls. Sulke gedraaide staal, dis mooi, né? Scrolls. Maar al hierdie scrolls hierso, die 17 apokryfe boeke wat opgebring, nou word dit weer in die Bybel teruggebring. Die Bybelgenootskap het dit teruggebring. Kan jy vir iemand dit verduidelik? Ek praat met u oor dit wat ek en u ontvang het as Jahviste uit die genadehand van Jahwe. En hoe noodsaaklik is dit dat ek en u hierdie evangelie moet stoot? As ek sê stoot, dan wil ek praat van die evangelie waar hierdie koninkrykswerk voortvat. Weet jy hoekom? Want miljoene ander Jahviste het met hulle lewens betaal, dat ek en u die voorreg vandag het, om te weet wat ons weet, wat ons weet. Ons weet iets, wat die ander ouens nie weet nie. Ja, so Wieke se slogan, maar nou ja, ons weet lang al iets wat hulle nie weet nie. En dis wat hulle geworried maak. Omdat Jahwe ons gedryf het deur die Ruach, om het tevoorskyn te bring. En sal aanhou om het tevoorskyn te bring. En die wonderlikheid van alles, ons het geen verwantskap aan die Christenskap nie. Die hele protestante godsdienst en charismatiese godsdienst is vastgemaak in Christenskap. Weet jy wie is die Christene? Is die Katholieke. Wat die protestante se voorvaders doodgemaak het. Kan jy dit vir iemand verduidelik? Dis die Christene. Ek het al voordeel verduidelik dat Constantijn 325, 327 by die Council of Nicaea die woord Christen geskep het. Al was nie so woord nie. En toe voeg hulle dit in Jesus Christus.
Kan jy dit vir iemand verduidelik? Ja. Trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. So hier's vir ek en u vandag 'n waarskuwing. Ons het 'n onus, en dis hoekom ek elke oggend hierdie ontbytreeks met u deel. Ek en u het 'n onus om elke dag produktief te wees in die koninkryk van Jahwe. Ek en u kan nie stagneer nie. Ons kan nie gaan sê, ek is nou tevrede, ek en my huisgesentjie, ons is nou gered nie. Wat as ander met hulle armpies gevou gaan sit het? Dit is so, almal luister nie wat ons praat nie, maar weet jy wat? Die saad val in goeie grond. En Jahwe sê, hy openbaar hom aan wie hy wil. Ons moet net die saad plant. Broer Leon hulle, die plaasboere daar van Ermelo, Broer Leon Grobler, hy sit hulle Zettel en al die ander, hulle plant net die saad. Hulle plant, hulle ry die trekkers. Hulle glo daar gaan reën wees. Hulle sit die saad in die grond, hulle spandeer kusbus en alles. En hulle vertrou daar gaan saad op hom. Hulle vertrou. Toe hy daai sak saad koop, is daar nie gestaan, guarantee, 50 ton mielies nie. Nee. Dis geloof. En dis wat ek en u doen. Ons saai in die geloof. Maar ons het 'n waarborg, dat Jahwe sê, hy is getrou en regverdig, en die arbeider is sy loon werd. Skriftelik sluit af, die skrif sê, die een plant, een gooi nat, Jahwe laat dit groei. Ek en jy kan nie die groei aan dit gee nie. So kom ons doen wat ons geroep is om te doen. En dit is, ons plant vandag Jahwistiese saad vir die koninkryk van Jahwe. Tot môreoggend as dit Vader se wil is. Maranatha, Jahwe kom weer, halleluja.